Vriende, wat 'n wonderlike voorreg om weer saam met u te kan wees so rondom die woord van die Here. Nou ek vertrou dat u elkeen 'n goeie nag se rus gehad het. Kom ons doen 'n kort gebed saam, dan kom ons by vanmôre se boodskapie uit. Hemelvader, baie dankie vir u goedheid, u genade en u guns oor ons. Ek vra dat u ons geestelike oë sal open, dat ons die wonders uit u wet sal sien. Open ons ore, dat ons kan hoor, gee vir ons ontvanklike harte, dat ons kan verstaan, en dierbare Here, 'n gewilligheid om te doen wat u van ons praat. Ja, dat u die geloof in ons harte sal laat toeneem, sodat ons vas sal staan in die vryheid waarmee Christus ons vrygemaak het. Ons bid nou, seën dan ook die lees van u woord, die oordenking daarvan, en word u ryklik verheerlik. Amen. Nou vriende, soos u weet, is ons tans besig met die baie besondere reeks van Jesaja 9 vers 5, want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, die heerskappy is op sy skouer en hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader en vredevors. Nou, ons het al klaar gepraat oor die gedagtes van wonderbaar, raadsman, sterke God en ewige Vader. Soos u onthou het ons net so voor Kersfees met hierdie reeks begin, vir u gesê dat Christus die vervulling van hierdie profesie is, en dat hy die een is, wat dan ook hierdie profesie dan tot die einde toe sal vervul, wanneer hy as vredevors vir ewig sal heers en regeer. U onthou, ons het gister so bietjie in ons boodskap gekyk na Halleluja lied 265. Die Halleluja lied gaan oor Gods volmaakte vrede, is 'n stroom gelyk, heerlike verkoking, lieflik soet en ryk. Hoe volmaak tog vloei dit dieper op die dier, hoe volmaak tog groei dit voller ieder uur. En ek het vir u gesê, vriende, by die koorgedeelte staan daar, harte wat vertrou en stil in God berus, vind na sy belofte volle vrede en rus. Die ou derde versie van hierdie pragtige lied sê, alles kom van bowe, loutering en vreug. Liefde bring ons alles, kwel dit of verheug. Laat ons bou op Jesus, volg maar sy bestel. As ons op hom reken, maak hy alles wel. En ek het vir u gesê, vriende, dat ons by ons laaste punt gaan stilstaan, en dis amper die kersie op die koek van ons reeks, wanneer ons gaan kyk dat hierdie vredevors, die Here Jesus Christus, dan ook sy finale koninkryk gaan kom vestig, en dat hy ook hierdie heerskappy van hom wêreldwyd sal maak, en dan ook sal ons beleef wat ware vrede is. U sal onthou, ons het gekyk na die gedagte as vredevors het Jesus aan die verlore sondaar vrede deur sy kruis kom aanbied. Vir hulle wat sy vredesaanbod deur genade hulle eie gemaak het, gee hy blywende vrede ten spyte en te midde van omstandighede. En dan vanmôre dan die vredevors berei 'n koninkryk voor, waar hy saam met sy kinders as vredevors vir ewig sal heers. Nou kom ons kyk na hierdie baie besondere gedagte, en ons kyk bietjie wat die Here vir ons daaruit wil leer. Openbaring 11 vers 15, is die laaste boek in die Bybel, leer vir ons daar, en die 7de engel het geblaas, en daar was groot stem in die hemel wat sê, die koninkryke van die wêreld het die eiendom van ons Here geword en van sy Christus, en hy sal as koning heers tot in alle ewigheid. Vriende, hierdie is die kersie op die koek van hierdie hele reeks. Ons wat aan die Here behoort, ons is die enigste mense wat 'n helder en 'n kosbare toekoms tegemoet gaan. Want u sien, die feit dat ons aan Christus behoort, dat ons vrede by God het deur Jesus, dat ons sonde vergewe het, hou vir ons hierdie volle pakket in, dat ons ook eendag saam met hom as priesters sal regeer, dat hy tot in alle ewigheid sal heers, en dat ons saam met hom sal heers in sy heerlikheid. Hoe presies dit werk en gaan werk, weet ons nie. Maar een ding wat die Bybel vir ons leer is, dat ons is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n volk wat God vir hom as eiendom verkry het, deur die soendood van Jesus aan die kruis. Het u gelet op die woorde? En hy sal as koning heers tot in alle ewigheid. Nou, u wat saam met ons die reeks boodskap uit die boek Openbaring volg, u sal onthou, ons is so oor 'n jaar of wat besig al met die reeks boodskap uit die boek Openbaring, sal sien dat die Here vir 1000 jaar op aarde op die troon van Dawid sal heers, volgens die profesie in Jesaja en ook hier in die boek Openbaring, maar dan gaan die Here volgens 2 Petrus 3 hierdie hemel en aarde met vuur verbrand, en dan gaan hy 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde skep, waarop geregtigheid vir ewig sal wees. Nou vriende, dit is moeilik vir my om 'n plek te probeer indink waar geen sonde, geen siekte, geen stryd, geen misverstande, geen anargie ooit sal heers nie. Maar die Bybel sê dat God beloof, en hy kan nie lieg nie. Numeri 23 vers 9 sê, God is geen man dat hy sou lieg, of 'n mensekind dat hom sou berou nie. Sou hy iets sê en dit nie doen of iets spreek,
en dit nie waar maak nie. En luister vriende, die betroubaarheid van God se woord is die betroubaarheid van God self. As God iets in sy woord opgeteken het, kan ons dit heel hartig glo, want God is 'n waarmaker van sy woord. En vir hom is daar niks onmoontlik nie. So as jy vanmôre nie aan die Here behoort nie, dan gaan jy 'n duister, donker toekoms tegemoet, waar jy ook God se toorn vir ewig in die poel van vuur gaan beleef. En daarom wil ek vir u sê, daar's eintlik vir my nie eens 'n opsie hier, of 'n keuse nie. Dit gaan vir my eintlik net daaroor is, ek moet besef hoe diep verlore ek is, dat ek onder God se toorn is, maar dat die vredevors aan die kruis gesterf het om vir my vrede te bring, om die skeidsmuur van my sonde weg te neem, dat hy te midde van die moeilike omstandighede wat ek nou op aarde beleef, vir my getrou sal dra, vir my veilig sal bring, tot ek hom in sy heerlikheid sal sien. Ons almal sien uit na Openbaring 20 vers 6, en daar staan, salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding, verwysende nou na die kinders van die Here. Oor hulle die tweede dood geen mag nie, hierdie ewige verdoemenis waarvan die Bybel praat. Wat sal gebeur met hulle wat deel het aan die eerste opstanding? Vers 6 sê, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees, en sal saam met hom as konings regeer 1000 jaar lank. Verwysende na die 1000-jarige vrederyk. Ek gaan as die Heer my spaar eerskomende Sondag daaroor preek. En dan vriende, soos reeds gemeld, gaan die Here hierdie hemel en aarde verdelg, met vuur verbrand, en dan 'n ewige hemelse koninkryk, en dan 'n aarde sonder sonde kom vestig. Ek lees vir u wat staan in vers 6 van Jesaja 9. Jy onthou vers 5? Hierdie kind wat gebore sal word, op hom sal die heerskappy rus. Hy word genoem wonderbaar raadsman, sterke God, ewige Vader en vredevors. Vers 6 sê, tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde. Op die troon van Dawid en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en dit te versterk deur reg en deur geregtigheid van nou af tot in ewigheid. U sien die woorde sonder einde tot in ewigheid. Jesaja probeer vir ons 'n saak om vestig, en Johannes kom in Openbaring en hy bevestig wat Jesaja in Jesaja 9 sê. Die feit dat hierdie koninkryk 'n ewige koninkryk sal wees. Vriende, ja, ons beleef nou hartseer. Ons beleef pyn. Ons beleef die effek van die sondeval. Die Bybel sê vir onsself dat die natuur roep uit na hierdie openbaring van God in Christus, om dan 'n einde te bring aan hierdie hartseer bestel wat ons onsself in bevind. Maar ons het die hoop, ons wat aan die Here behoort, ons wie se sonde vergewe is, ons het die hoop dat ons hierdie heerlike toekoms tegemoet kan gaan. Daar is vandag baie mense wat agteroor sit en spot en sê, ag, julle Christene is besig met 'n veeverhaal. Julle is besig met wensdenkery. En jy kan spot soveel soos jy wil. Jy kan vanmôre lag vir hierdie boodskap soveel soos jy wil. Jy kan die spot dryf met die God van die Bybel soveel soos jy wil. Maar ek hoop jy het hierdie moed, die dag wanneer jy voor hom staan, en die Bybel sê, hy gaan nie meer die lam wees wat aan die slagplek gelei word nie, maar hy gaan die ruiter op die wit perd wees. Hy gaan die God wees wat kom regeer, en ek hoop jy dan die moed, om vir hom te sê, wat jy vandag vir ander sê, op 'n spottende wyse. Vir ons wat aan die Here behoort, deur sy Gees weet ons in ons harte, vanuit die woord, dat sy woord betroubaar is, en dat hy hierdie koninkryk vir ons gaan kom vestig. Lukas 1:32 sê, hy sal groot wees, en die seun van die Allerhoogste genoem word. En die Here God sal aan hom die troon van sy vader Dawid gee. Nou verwys Lukas na die profesie van Jesaja. Aan hom, aan Jesus, sal die troon van sy vader Dawid gegee word, en hy sal koning wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid. En aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie. Luister, onderstreep hierdie woorde met dubbellyne in jou hart. Vestig dit in jou siel. Die koninkryk van God sal nimmer eindigend wees. En hy wat dit beloof is getrou, hy sal dit doen. Vir hom is daar niks onmoontlik nie. Daarom sien ons uit na hierdie ewige heerlikheid. Kom ek lees vir u so ten slotte ietsie van hierdie hemelse heerlikheid. Die boumeester en oprigter van hierdie heerlikheid sal God self wees. Die Bybel sê vir ons vriende, wat die oog nie gesien het nie, en wat die oor nie gehoor het nie, en in die gedagte nie opgekom het nie, is wat God voorberei het vir sy kinders. Ek sien uit na hierdie plek. Maar luister, die belangrikste van hierdie plek gaan nie alles wees wat ons gaan sien nie, maar dit gaan oor die boumeester en oprigter, die koning van hierdie stad, die Here Jesus Christus self. Daarom sê daar die pragtige lied, is hy nie
Wonderbaar, wonderbaar. En dis waaroor dit gaan. Dit gaan oor hierdie wonderbare heiland, wat die hoof, die koning, die regeerder van hierdie stad gaan wees, wat ons vir ewig gaan aanbid. Maar hoor gou, hoe lyk hierdie plek? Openbaring 21 vers 1 sê vir ons: En ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan, en die see was daar nie meer nie. En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem sien neerdal van God uit die hemel toeberei, soos 'n bruid wat vir haar man versier is. Johannes gebruik hierdie gedagte om vir ons so 'n bietjie te laat dink, die dag toe die bruid en die bruidegom mekaar ontmoet by hulle huweliksdag. Wat 'n mooi gesig toe die bruidegom sy bruid sien. Sy's mooi gewees, sy was op haar pragtigste. So berei God vir sy bruid hierdie koninkryk voor. Vers 3. En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê: Kyk, die tabernakel van God is by die mense, en hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. Wat 'n heerlike voorreg om dit te weet. En nou vers 4. En God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie. Ook droefheid en geween en moeite sal daar nie wees nie, want die eerste ding het verbygegaan. Hy wat op die troon sit, het gesê: Kyk, ek maak alles nuut. En hy het aan my gesê: Skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar. Ag vriende, terwyl ek hierdie boodskap vir u bring, is daar hoendervleis wat op my uitslaan, as ek net dink aan hierdie heerlike plek, wat die Messias vir sy kinders kom voorberei. Ons wat dit nie verdien nie, ons wat nie daarvoor kon werk nie, ons wat eintlik God se oordeel en sy hel verdien, ontvang hierdie heerlike plek, en bo alles die vermoë om die heerlikheid van God te aanskou, deur die soendood van Jesus aan die kruis. Daarom wil ek vir u sê, ons is nie besig met wensdenkery nie, ons is nie besig met 'n speletjie wat ons speel nie. Kinders van God is hulle, wat werklik in die hier en nou, die realiteit sien van die sondeval, wat die kosbare verlosser Jesus Christus, die vredevors, ontmoet het, en te midde van die moeilike omstandighede, volhard deur die instaatstellende krag van God se Heilige Gees, omdat ons weet hierdie aardse lewe sal uitloop op die ewige, waar ons hom sal sien soos hy is, en saam met hom sal regeer in 'n plek waar geen sonde, droefheid, hartseer, pyn of elende sal wees nie. En daardie pragtige liedjie sê: What a day that will be, when my Jesus I shall see. When I look upon his face, the one who saved me by his grace. When he take me by the hand and lead me to the promised land. What a day, glorious day that will be. Ag, mag hierdie woord u bemoedig en in u hart die waarheid bevestig, dat die vredevors gekom het, nie net om nou die sonde weg te neem en vrede te bring tussen God en die mens deur Jesus Christus nie, maar ook dat hy vrede gee te midde van omstandighede, en vir ons 'n ewige koninkryk kom beloof waar vrede vir ewig sal heers. Baie liefde en baie seën, groete, mooi dag vir u verder, tada.